die jongste kwartaallikse misdaadsyfers bekend gemaak en 'n bemanningslid van die SAL Boeing wat op 24 Mei in 1972 gekaap is, deel sy herinneringe van die dag. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die jongste misdaadsyfers toon 'n nasionale afname in geweldsmisdaad met die moordsyfer wat met 9,5% gedaal het. Kontakmisdade het met 4,6% afgeneem. Die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Kachalia, het nie teenstaande erken dat misdaadvlakke onaanvaarbaar hoog bly met 'n gemiddeld van 58 moorde per dag. Gauteng, die Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal bly die grootste brandpunte, waar meer as 80% van alle moorde gepleeg is. Die polisie beoog om 'n nuwe herstruktureringsplan in te stel wat die land se 50 hoë risiko polisiestasies sal versterk en gemeenskapspatrollies sal finansier. Die minister het ook die daarstelling van 'n onafhanklike polisie-adviespaneel aangekondig, waarvan die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, die voorsitter sal wees. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het 2 verskillende poliovirusstamme in afvalwater by 'n rioolbehandelingsaanleg in Kaapstad opgespoor. Die Departement van Gesondheid sê die opsporing vorm deel van roetine omgewingsmonitering en dat geen gevalle van polio by mense aangemeld is nie. Die virusse word as sogenaamde en-stofgebeurtenisse beskryf en dui nie op 'n uitbreking nie. Suid-Afrika is sedert 2019 amptelik poliovry verklaar en owerhede meen die virusse hou waarskynlik verband met ingevoerde gevalle van mense wat met ander en-stowwe ingeënt is as die wat plaaslik gebruik word. Ghana het die verwydering van meer as 800 van sy burgers uit Suid-Afrika uitgestel na wydverspreide reaksie op 'n video wat glo die aanranding van 'n Ghanese burger toon. Die beeldmateriaal van Emmanuel Asamoah het op sosiale media versprei te midde van onlangse vreemdelingehaat en spanning in Suid-Afrika. Volgens Ghana se ministerie van buitelandse sake is die proses vertraag weens die groot aantal mense en wetlike vereistes in Suid-Afrika, insluitend passasiersskifting en vluggoedkeurings. Die land sê Ghana en Suid-Afrikaanse owerhede werk nou saam om die repatriasie te versnel, terwyl diegene wat terugkeer ook finansiële en psigososiale ondersteuning sal ontvang. Op 24 Mei 1972 is 'n Boeing 727 van die Suid-Afrikaanse lugdiens gekaap, die enigste SAL-vliegtuig wat ooit gekaap is. Die kaping was 'n ongewone en geopolitiek komplekse voorval waarin 'n private dispuut, internasionale lugvaart en koue oorlog-era politiek ineengevleg was. Terwyl die basiese verloop goed gedokumenteer is, bly baie van die meer dramatiese besonderhede betwis of onduidelik. Jopie Niemann, een van die bemanningslede, het met Pretoria FM gesels. Hy was vir 30 ure aan boord die vlug, terwyl die kapers dinamietkerse op die vliegtuig geplant het. Die vlug is deur 2 Libanese mans, 'n ene Fred Camille en 'n medepligtige gekaap. Niemann vertel hoe die vlugkaptein Blake Flemington op sy voete gedink het en met die kapers onderhandel het. Een van die groot deurbrake het gekom na ons toe moes terugkeer na Salisbury toe om te hervul daarso. En ons sit toe almal op die aanloopbaan gereed om daarvan af op te styg. En die kapers wou gehad het ons moet oor Afrika luggebied vlieg, waar ons geweet het ons gaan afgeskiet word, wat in daai jare weens ons politieke beleid mag ons nie oor Afrika grondgebied gevlieg het nie. En ek sal nooit vergeet, ek het op daai stadium het ek in die stuurkajuit gesit en gehelp met die radiowerk. En kyk Blake Flemington oor sy skouer na die deur waar die kaper staan en hy sê vir hom, "Have you ever been to the Seychelles?" En die kaper sê, "No, never." Hy sê, "Let's rather go there." En daar stem hy in. En daar vlieg ons toe, Seychelles toe. Dit bring ons aan die einde van Vanaand se visuele nuusbulletin op Pretoria FM. Mag jy 'n lieflike en geseënde naweek hê. Pretoria FM se nuusspan is Maandag weer terug om jou op hoogte te hou van al die nuusgebeure waarvan jy moet weet.